genoem dat ons lees die skrif, maar ons lees net omdat lees is. Amen. Ons vat regtig, of sal ek sê, vat ons regtig in dit wat ons lees. Wat nou lees jy en, dit is 'n pragtige verhaaltjie die Psalm 23, die Here is my herder, ek sal nie ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen velde. Halleluja. Daar waters waar rus is lei my. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spoor van geregtigheid om sy naam ontwil. Gaan ek ook in die dag van ons kan en dis, ek sal geen vrees nie. Want eers met die stok en die staf en die troos my. Die berei die tafel voor my aangesig. Die maak my hoof met toe en my deken ons. Net goed en in gif sal my volg in die dag van my lewe. En ek sal nie so meer bly tot en te vandag. What a glorious poem, wat Dawid geskryf het. Dawid het dit geskryf omdat skryf is nie. Dawid het dit geskryf in die tyd van nood. Hoe voel jy so? Dit is agter my. Okay. Dawid het dit geskryf in die tyd van nood. En baie mense het nou liedjies gemaak van Psalm 23 en weet jy hoe diep is Psalm 23? As jy mooi gaan sit en jy gaan lees om vers vir vers. Ek in 1648 kan ek nog onthou toe Louis se Male gegradeer het. Daai jare. Toe sê ek vir hulle, okay, hulle prakties was 6 gewees, nooit vergeet het. Ek het vir elkeen 'n versie gegee uit Psalm 23 uit. Om gesê, daar is jou preek. Jy het 5 minute om van hulle te leer. En jy weet wat so wonderlik was? Die een skrifgedeelte het so mooi by die ander ingeval. Daarom sê ek, ons lees die Bybel goed, maar ons vat nie in dit wat ons lees nie. Kyk wat sê Openbaring in vers 3 vir ons. Openbaring in vers 3, hy sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Nou gaan ek bietjie verder. Dan sien ons in hoofstuk 2, vers 7, vers 11, vers 17, vers 29. Hoofstuk 3, vers 6, 13 en 22. 7 keer volmaakte getal. Word dit herhaaldelik genoem. Hy wat 'n oor het om te hoor, luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Come on. Hoekom herhaal Johannes dit in Openbaring? Want God het dit op sy hart gelê om te doen. Hy het seker gemaak, jy wat 'n oor het om te hoor, luister na wat die Gees, nie wat Dirk sê nie, maar wat die Gees van God deur my sê vir die gemeente. Daarom sê ek, baie keer sit ons en ons kyk na ding en ons lees ding, maar ons leef nie in nie. My broeder en sussie, daar is so baie verhale en stories in die Bybel, dat ons so gewoond raak daaraan, dat op een vandag maar net nog 'n mooi storieetjie of verhaaltjie is. Maar ons sal krap nie dieper in nie. Ons sal kyk nie bietjie na die goed, hoe dit geskryf is nie. Ons aanvaar maar net dit wat ons lees. Ons aanvaar maar net dit wat daar gesê word. En baie keer aanvaar ons dit ook nie eens nie. Want dit is soos 'n storieboek wat William Matthee geskryf het. Pragtig, pragtig, pragtig. Maar dis nie dieselfde. Jy kan op 20 keer dieselfde boek gaan oorlees. Hy gaan jou presies dieselfde gee. Jy kan 2000 keer die boek, die Bybel, gaan oorlees.
En hy gaan vir elke keer iets anders gee. Elke keer gaan hy vir iets anders gee. Dit is nie dieselfde nie. Elke woord in die Bybel, elke sinnetjie in die Bybel het 'n betekenis. Weet ons dit? Nee, regtig. Nee? Want ons lees ook maar net omdat lees is. En ek moet my sê, as ons begin bid, en ons vra vir God om die woord vir ons te openbaar, terwyl ons lees, kan ek jou 'n brief gee, jy sal nooit weer dieselfde na die Bybel kyk nie. Never again. Never. Want elke keer as jy die woord lees, kom daar iets by. Elke keer is dit asof 'n liggie bo gaan wat jy ding, ek het dit nie geweet nie. En God openbaar dit vir ons. Maar ons moet vra, né? So die woord vra vir ons sal gegee word, né? Daar is so baie dinge wat God vir ons wil openbaar, maar ons luister nie na die openbarings nie. Ons luister nie. Imagine as jy byvoorbeeld sê Matteus 6 gaan vat. Die hele hoofstuk van Matteus 6. En God openbaar vir jou wat in Matteus 6 staan, die hele hoofstuk. En ek vir jou 'n brief gee, jy sal vir die volgende 3 jaar se preke uitwerk. Vir elke Sondagoggend en aand. Net deur Matteus 6. Want ons lees die storie, dit is pragtig. Nou, oor 3 weke lees ons dieselfde storie. Ek het dit nie geweet nie. Hoekom dan eers? Hoekom nie toe ek die eerste keer gelees het nie? Want ons lees, net omdat lees is. Hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ek bedoel sê, ek praat nie van fisiese dinge nie. Ek praat van die geestelike dinge. Daai wat toegesluit is. Wat maak dat ons nie wil hoor nie. Woord sê vir ons het ore. Ja, maar ons hoor nie, né? Ons gaan verder. Ons geestelike ore is toe, want ons wil net hoor wat ons wil hoor, en ons wil net hoor dat die wêreld vir ons kan bied. Maar as dit kom in die geestelike dinge, dan is ons ore so toe, dat die ons neus gehad het. Dan wil ons nie hoor nie. Want dit wat God vir ons openbaar, verander ons. Hoekom wil ons nie hoor nie? Want ons wil nie verander nie. Ons wil bly waar ons is. Ons wil struikel elke keer met dieselfde ding. Maar sodra hy openbaringskennis deurkom en ons vat dit wat God vir ons gee, dan verander jy lewe. Jy verander. Soos die woord sê van heerlikheid na heerlikheid. Die dag toe jy tot bekering gekom het, en nou is dit dieselfde. Is jou geesteslewe dieselfde? Nee, jy het gegroei. Soos wat jy ouer geword het, soos wat jy in die woord geklim het, soos wat jy die woord gestudeer het jy gegroei in die woord. Jy het meer begin leer van die woord. Jy het meer ingekom in God se, ek kan amper sê, se doel vir jou lewe. Want jou lewe wat doelloos. Jy het nie geweet wat ek kan doen nie. En ek so 'n paar sondae terug het ek gepraat van, daar moet iets gebeur in jou lewe, voordat jy tot 'n keer kom, en daar het iets gebeur. Dis hoekom ons vanmôre hier sit. Matteus 25. Ons lees saam daar van vers 1 tot 13. Matteus 25. Van vers 1 tot 13. En ek moet net sê hierdie is 'n baie bekende skrifgedeelte in die woord. Dit gaan oor die profetiese rede vervolg. Gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige magte. Nee, miskien was hy storie. Maar ek het dit reg gelees. Kyk. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10
maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Nou hierdie 2 versies, my broeder en sussie sê, klaar vir my. 5 het geloop sonder die Heilige Gees. Die ander 5 het geloop sonder die Gees. As jou liggie flou raak, as jou lampie leeg raak, wie maak hom vol? Nie jy nie. Die Heilige Gees maak hom vol. Hy gee jou die krag. Amen. Hy weet tot waartoe jy in staat is. Hy weet tot waartoe jy kan gaan. En dan kom jy daar en sê, oh my goodness, no ways. Dan luister jy liedjie op die radio. Through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in Jesus. Dan voel jy miskien, wow, hey. Die gebeur nou iets in my gees, né? Onmiddellik word jy opgelig. Jy kry die nuwe krag en jy voel weer lus vir die lewe, né? 5 was verstandig en 5 was onverstandig. Daarom sê die woord vir ons, my broeder en sussie, moenie jou onderlinge verenigings veronagsaam nie, want dit daar by die leer. Ten spyte van Bybelstudies en wat ook al, dis daar, dis hier waar jy voedsel kry vir jou siel. Dis hier waar God met die gemeente praat. Ons gaan aan. Wat die vers is dit? Vers 5. En terwyl die bruidegom taal om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom! Gaan uit! Hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Ek kan nie van dit wat God vir my gegee het, jou gee. Daar's die manier. Want God deponeer in van ons, en elkeen van ons iets anders. Iets moois, iets groots. Dit hang van ons af, wat dit is, waar het is, waar gaan het wees, wat gaan het wees. So ek kan nie dit wat ek het vir Jacques nie, dit is dieselfde nie. Wat Jacques kan nie vir my gee nie. Maar wat ek wel kan doen, is ek kan vir jou bid. Dat God vir jou gee. Amen. So hulle het ook olie gevra. Ek kan ons nie my olie vir jou gee nie. Jy kan nie op die rug van, ek gaan nou amper sê, op my salwing ry nie. Elkeen sy eie salwing. Elkeen sy eie manier van dit doen. Niemand op aarde is presies dieselfde nie. En ek het al mense gesien, wat predikers naam, wat doen wat predikers doen. Jy kan nie. Jy kan nie. Elkeen het sy eie dinge. God het jou geroep in 'n doel. Ons gaan verder. Maar die verstandiges anders moet sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir jouself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook, en sê, meneer, maak ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Hoe? Waar dan? Omdat julle die dag en die uur nie weet, waarom die seun van die mens kom nie. My titelboodskap vanmôre is jou geestesdeur gesluit. Is jou geestesdeur gesluit? Nou moet die mense sê, daar kom 'n tyd in ons lewens. En dit is baie ver van jou af nie. Dat daar nie meer 'n tyd gaan wees om te bely nie.
Wat verby is verby. As die bassyn blaas, en die wolke skeur in die ooste, en God kom haal sy kinders, is dit verby. En sodra hy sy kinders kom haal hy die Heilige Gees ook. Dan gaan jy olie. Saam met hom. So die wat jy onder gaan bly, gaan agterbly, so olie, gaan daar nie meer wees nie. Hulle gaan ook nie meer kan olie in die hande kry nie. Dis verby. Dis vir altyd verby. Ons almal ken hierdie verhaal. Nou, ek gaan nie lang wees vanmôre nie. Jy het al klaar baie lank gepraat. Ek wil net die boodskap afgee. Hy wat die oor moet hoor, laat hom hoor. Vers 11 en 12. Wil ek gou uithaal hierso. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Daar is 'n ander skrifgedeelte wat ook sê, en ons het net voor die Here staan en sê, maar Here, en sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Hoekom ken hy ons nie? Want ons ken nie die woord nie. Hoekom ken hy ons nie? Want ons lewe nie volgens die woord nie. Hoekom ken hy ons nie? Want ons stel nie belang in God se openbaring soos die woord nie. Daarom gaan die Here sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Ja, my Here, ek het wonders en tekens gedoen in jou naam. Ek het brood gegee vir die armes sorry. Jy ken my net wanneer jy my nodig het. Maar waar is jy wanneer ek jou nodig het? Dit Louis se pa het nog 'n mooi ding gesê. Hy sê die mense, gebruik God as 'n babiepop. Speel met hom tot jy gekry het die wil hê, tot jy bevredig is. Dan vat hom as 'n speel in die rak. Ek het hom nie nodig hê. Ek moet hom klaar gekry wil hê. Tot jy weer op besluit, as jy nie tyd om te speel. Ek moet die mense sê, ons kan nie met God speel nie. God is nie 'n babiepop nie. Hy is die koning waar die koning se Here van die skare. Hy spreek 'n woord en jou dag is verby. Hy spreek 'n woord en jou draadjie is geknip. Hy spreek 'n woord, belydenis is net van die kant. Ons kan nie meer nie. Ek ken julle nie. Terwyl ons nog asemhaal, terwyl ons nog hier is, het ons tyd om reg te maak. Almal ken vir Judas, die wat die Here vir jaar verraai het. Judas het die beste pastoor gehad. Hy het die beste leier gehad. Hy het die beste adviseur gehad. En hy het die beste beraader gehad. Maar tog het hy geval. Wie se skuld is dit? Is dit die Here se skuld? Wat is sy eie skuld? Is hy eie skuld? Ons kan nie mense die skuld gee vir ons, doen en later nie. Ons kan nie ander mense die skuld gee vir dit wat met ons gebeur nie. Dis jy wat die besluit geneem het. Dis jy wat gekies het. Nie daai ou nie, nie daai persoon nie. Maar as iets gebeur, as ons terugkom, jy het vingers te wys nie, maar is daai is nooit ek nie. Ons speel daai blauw speletjie, Nee, ons almal was daar, ons almal was klein gewees, Ons was 4 kinders gewees. En ongelukkig was ek die jongste. En ongelukkig het almal neergekyk op my. Alle jaar gaan ek in die blauw. Hoekom? Omdat ek gaan maar sê, 'n goddelose mens was. Ek was verskriklik stout gewees. Ek was so stout gewees dat ek net aandag gesoek het om dit so stout te wees.
het jy aandag gekry nie. Ek sê ernstig. So, ek moes iets aanvang om 'n bietjie aandag te kry. Net om 'n bietjie liefde te kry. En dan speel hulle die blame storieetjie. Nee, die niks, die ek nie. Dankie tot ek in 'n bietjie aandag. Nee, hoe ek 'n bietjie liefde, al brand my hart nie. Nee, maar ek het 'n paar klappe, ek het liefde gekry. Ja, nee, dit was my liefde gewees. Ons speel die mind die game. Dis nooit ek nie. As ek net die hemel gaan bid, nee, gaan ook alle mense belang. Nee, Here, nou sê ek nie, dat is vir my nie. Ek het mooi geluid wat jy sê vir my, ek weet nie hoe. We praat hier van wat dit, oh my goodness. Ek gaan iemand blam. Maar dis nie ek nie. Dis never me. Maar ongelukkig moet ons laat sê gelukkig ken God ons harte. God weet presies wie jy is, wat jy is. Dan kan jy nou afval staan en sê, ek wil net 'n skoning maak vir my vrou. Dis deur haar dat ek vandag hier staan voor jou. Dis deur haar dat ek kerk toe gegaan het. Dis deur haar dat ek my Bybel gelees het. Regtig? Nee. Dis jy jouself. Judas het geval. Hy kon niemand anders die blame gee nie. Dus dat is net hy gewees. Ek sê altyd, ek moet mense sê, sorteer die probleem uit. En as jy nie die probleem kan uitsort nie, of uitsorteer nie, dan raak jy ontslaaf van die probleem. Nou manne hoor my, ek sê nie raak ontslaaf van die vrou nie, maar of vrou raak ontslaaf van die mans nie. Nee. As daar 'n probleem is dit my probleem. Jy kry 3 verskillende probleme. My probleem, jou probleem en ons probleem. Soos ek en my vrou saamstem oor 'n ding en dit val, kan ek nie vingerwys en sê dit is jy nie. Nee, dit is ons probleem daai. As ek 'n besluit neem op my eie en ek val, dan is dit my probleem. As Marius 'n besluit maak en dit val, dan is dit sy probleem. Dus ek wil sê altyd, moenie jou probleem met my maak nie, né? Dis jou probleem, so nie. Jy het dit gemaak, maar ek kan nog steeds vir jou bid, né? Ek kan vir jou bid dat die Here jou vinnig deur daai tydperk vat. Sodat jy aan die ander kant kan uitkom. En sodat jy kan terugkyk en sê, "Wow, weet, deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storm van my lewe het hy my deurgedra." Nee? Maar ons van ander mense blaam vir alles wat ons verkeerd doen. Raak ontslaaf van jou probleme met wat jy net sê. Ek sê altyd, Pastoor Steve het altyd gesê, toen jy die vraag gevra, pastoor is nooit gesonde. En dit gesê nie, net gesê, dit kan net ryk of jy ryk kom. Maar die woord sê, alles, ek wil nie klippe nie, wat hierin gaan, wat onrein is, besoedel jy die tempel van die Here. Nee? Want dan weet jy, hoe voel jy Heilige Gees binne nie? Oh my goodness. Druk so 2 diere, hoe voel hy? Dit is gewoon soos jy. Oh my goodness. Dit is jou so daar terug. Maar die woord sy lewe in ons, nee? Maar alles wat jy verkeerd doen, het hy deel daaraan. Hoe moet hy voel? Hoe moet sy hart voel op die einde van die dag? Jy voel skuldig oor dit wat jy gedoen het. Hoe moet hy nie voel nie? Vir hom gaan het voel wat jou geval het. Want hy het vir gesê, wat jy nou is verkeerd. Maar wat jy nie geluister nie, net die oor wat jy nie gehoor nie. Luister, wat die Gees van God vir die gemeente wil sê.
Maar ons gees is oor is ons toe. Matteus 7 vers 5. Matteus 7 vers 5. Geveinsde. Die kom die belangrijk, né? Haal eers die balk in jou oog. En dan sal jy goed sien om die splinter in die oog van jou broeder uit te haal. Die belangrijk. As jou houding en jou karakter nie verander, en jou hart gaan nie deur 'n transformasie nie, sal jy vir ewig dieselfde bly. Romeine sê, hy sê dit so mooi, hy sê, renew your mind. Sodra ek kom tot bekering en my hart is verander, maar my gedagtes dink wêreld nie. Hulle moet saamwerk. Daarom sê hy, renew your mind. Verander jou denke. Verander jou denke na die woord van God. Verander jou denke na jou hart. Verander jou hart na jou denke. Dit gaan nie werk nie. Matteus 5:45. Matteus 5:45. Hy sê sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son, luister mooi, opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges val. Wie is ek om te oordeel? Wie is ek om te sê maar goed? Ek daai. Hoekom sal hy op straat? Ja, het verkeerde besluite gemaak. Ken ons sy lewe? Nee. Kan ons oordeel? Nee. Ons mag nie oordeel nie. Hoekom sê ons altyd die lewe is onregverdig? Baie goeie mense praat, die lewe is so onregverdig. Kyk hoe verleer daai ou. Hy dien nie eens die Here nie, maar kyk wat het hy. Want daar die vyand sorg vir sy kinders wat. Hy sorg vir sy kinders. Ons, as kinders van God, moet dankbaar wees vir dit wat ons het. Al het jy niks, jy moet nog steeds dankbaar wees. Daar is 'n skrif in Matteus wat sê, die Here het nie eens 'n kussing gehad om sy kop neer te lê nie. Maar ons kan nie klaar, ons kussing is te hard. Of die kussing is te sag. Come on. Ons moet altyd kerm en klaar oor alles. En omdat ons kerm en klaar oor alles, is ons geestesdeure gesluit. Want as jou deur oop was, sou jy dankbaar gewees het in alles. Wees dankbaar in alle dinge. No matter what. Al staan jy in die oggend op die krant en skete, wees dankbaar. Hoekom? Want jy lewe nog. Jy het nog asem. Jy kan nog reg maak. Daar's mense wat nie meer kan doen nie. Hoeveel mense lê vanmôre in die hospitale? Ons kon daar gewees het. Maar dank God se genade is ons aan hierdie kant. Nee? Al het ons skete en pyn en krankhede, ja. Dankie Here, ons is nog hier. Nou my vraag vanmôre is, Matteus 5:41. Hy sê die son skyn op die regverdige en die onregverdige. Nou wat kan jy vanmôre sê, wat jy sê? As jy die regverdige, en as jy dat jy die regverdige is, hoekom kerm en klaar jy oor alles? En as jy die onregverdige is, prys jy en kom voor dat jy bid en jy op 'n keer kom. My ma het altyd gesê, weet jy wat, Christene
klaar met die wit brood onder die arm. Hulle het alles, maar die kern moet klaar met alles. Wat sê Paulus vir ons? Hoekom het die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn rondgekerm? Rondgedwaal. Want hulle het gekerm en geklaar met alles. 40 jaar van hulle lewens, voorbij. Nog 40 jaar van hulle lewens, voorbij. Hulle kon het in 11 dae gedoen het. Vir 80 jaar het hulle rondgeswerwe. Wil jy vir 80 jaar rondswerwe? Wil jy vir 80 jaar sit met 'n geestesdeur wat toegesluit is? Hulle het die wonders en die tekens en die dade van God gesien, maar nog steeds hulle geïgnoreer. Nog steeds hulle gekerm en klaar. Openbaring 3 vers 8. Dan kom het vir hulle ding, Openbaring 3 vers 8. Kyk wat sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou aan wat gegee? Geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Niemand kan dit sluit nie. Is jou geestesdeur gesluit vanmôre? Openbaring 3:8, hy sê, daar sê, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het my krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Halleluja. Hoe het ek God se woord bewaar? Deur te lees, deur in te neem, deur te vat, deur die openbaringskennis wat God vir ons wil gee. Ek het so lekker terug het Pastoor Martin hier gepreek, vir 2 jaar terug as ons dit. Toe sê hy dan dat hy het nie Bybel nodig nie. Ja, ek het as 'n ding daaroor. Want die woord moet in jou hart wees. Die woord moet geskrywe wees in jou hart. Maar as ek nie 'n Bybel het nie, hoe gaan ek die woord in my hart skryf? Daar kom 'n tyd, my broer en my sussie, soos ek sê, dat belydenis en preek gaan wees. Daar kom 'n tyd waar ons nie meer 'n Bybel gaan hê nie. Kyk wat gebeur in China. Bybels word weggevat. Mense moet onder grond gaan kerk hou. En hulle ken hierdie woord beter as ons almal saam. As ons almal saam. God gee vir die geopende deur, maar wat doen ons? Ons maak hom toe. Is te lekker om te doen wat ek te doen het. Is te lekker om elke dag net aan te karren en aan te karren en aan te karren en dan wil ek almal die blauw gee vir my lewe wat ek hier loop. Ek ken nou werke. Daai tyd het aangebreek om jou geestesdeur oop te sluit. Maak hom oop, hou hom oop. 1 Korintiërs 10, vers 13. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Ek doen geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike. Maar God is getrou. Amen. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Het ons 'n verskoning? Nee, ons het nie 'n verskoning nie. As ons die woord ken, gaan ons nie val nie. As ons die skrifte ken, sal ons nie val nie. As ons geestesore oop is, sal ons hoor en luister wat die Gees van God vir die gemeente wil sê. Maar ons wil dit nie hoor nie.
Matteus 6, vers 21. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar is jou skat vanmôre? Vers 24. Niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is geld. En wat sê hulle? What is the root of all evil? Money. Nee? As jy nie geld het nie, weet jy niks. As jy nie geld het nie, is jy niks. As jy nie geld het nie, kan jy niks eet nie. As jy nie geld het nie, kan jy nie klere koop nie. So wat die Suid-Afrikaners, of die mense in Suid-Afrika, of sal ek sê Afrika, hulle roof, hulle moord, hulle steel. Hoekom? Want daar is geld nie. Daar is geld nie. Maar die son skyn op die regverdige en die onregverdige. En elke ene van ons, elke ene van hulle, dat nie nou voor God gaan staan en die rekenskap gee vir dit wat hy gedoen het. Vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Is sy geregverdige? En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe soek ek God? Ja, ek het werk nodig. Wat doen ek? Bid, vra vir jou sal gegee word. Soek, jy sal vind. Klop en jy sal vir jou opgemaak word. Maar dan sit ek by die huis. Hoef maar lekker. Ek weet nie ek oog aan nie. Want wat sê die woord? Geloof sonder werke is dood. Nee? So ek by geloof in aksie sit. Ek my geestesdeur oopsluit. En sodra ek my geestesdeur oopgesluit het, kan God my in 'n rigting invat waar hy my wil hê. Nie my rigting nie, nie wat ek wil hê nie. Dit gaan nie meer oor dat ek myself en I nie. Nee, ons is kinders van God. Alles draai om God. Dit draai dan nie meer om ons nie. Moenie wag tot vanaand of môre nie. Ons weet nie of môre vir ons bestendig is nie. En ek ook van my boetemense sê, word 'n lewensdraadjie geknip. Dan is dit klaar. Van so 'n paar weke terug het ons pastoor Jan verloor. Net so. 3 uur die middag is hy in hospitaal toe, volgende oggend 3 laat jy ons by so kere. 12 uur in die tyd. Net so. En van die brein. En ons kan nie sê, dit gaan nie met ons gebeur nie. Dit kan nie. Moenie wag nie. Bely, maak reg, sluit oop jou geestesdeur wat gesluit is. En dat staan dit wat agter is. Los dit daar, of as jy ook wees soos Lot se vrou, wat in 'n steenpilaar verander, en die res van eternity in die hel weer bring. Maak reg. Vergewe vir wie jy moet vergewe. Vergeet. Laat staan al jou ongeregtighede. En ek kan jou brief gee. God gaan vir jou weer oopmaak. Maak jy net jou geestesdeur oop. Ek het voor jou kom op in die deur gegee. Niemand kan dit sluit nie. Nie eens die vyand kan dit sluit nie. Net jy. Net jy as mens kan dit deur maak. En imagine maak hy deur in God se gesig. Stel je belangrijk. I'm not interested. Want dit in die wêreld weet baie meer lekker ding. Nee, maar ons dink nie aan die hier daar waals nie.
Wat gebeur as ek my dak nie gesien toemaak? Waar gaan ek dit oopmaak? Dis 'n groot vraag. En Jakobus waarsku ons. Hy sê dit so mooi. Hy sê die Christen, of die kind van God, gaan net. Hy gaan dit net maak. Net maak. As ons nie ons gees deure gaan oophou nie, my goeie mense sê gaan ons dit nie maak nie. Hoe maak ons dit? Ons gaan verdwaal. Ons gaan nie tot mis